Goeiemiddag my mense. Ek hoop het gaan goed met julle en ek weet julle is almal geseënd. Jong, as ek so hier nader aan die skêr of die knipper gestaan, ja, jy het gesien die baard raak bietjie te mekaar, maar ek wil met julle praat oor die laaste boek van die Ou Testament, nee. En dit is Maleagi. Nou, ek gaan nou nie, dit is net 4 hoofstukke in die boek van Maleagi. Ek gaan nie die hele Maleagi lees nie. Ek nooi jou uit om die boek van Maleagi te lees. Ek lees hom uit die 33-53 vertaling uit. Maar dit begin met, nou kan ek het sien. Die oge opsit net, tweede stel oge, so jy weet, ek kan vers en ek kan nie naby sien nie. Maleagi, hy is 'n profeet, en hy het nogal 'n belangrike boodskap gehad, nee, oor die verhouding van die volk. Nou die volk is die wat die Here se gebooie volg. Dis nie die Israeliete nie, dis nie, die volk is die mense wat aan God se gebooie hang en die Here vrees. Dis nie Israel nie, of iets, julle moet verstaan, hier waar daar staan Israel, beteken dit my volk. Dis nie die land Israel nie. Israel, die land, is eers in 1948, nee, deur die mens geskep, nie deur God geskep nie. God het sy volk lief, van die begin af, van die begin van die skepping af. So, ek gaan vir julle lees, ek gaan nie die hele Maleagi lees nie. Maleagi begin met die liefde van die Here vir sy volk en die ondank van die volk. So Maleagi 1 sê, God spraak, God, ons Here, die almagtige skepper van hemel en aarde, God spraak, die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. So, Maleagi sê vir julle, dit is wat hy gehoor het. Dis in wat vers 1 staan. So, ek gaan net, ek gaan stukkies lees. Nee, ek gaan nie julle moet self die boek van Maleagi gaan lees. Ek gaan net 'n paar stukkies uithaal wat vir my belangrik is. So Maleagi 1 vers 6 sê, 'n seun eer die vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek die heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters, wat my naam verag. Maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Vers 7. Dis waar die Here spreek. Julle bring spys wat verontreinig is op my altaar. En dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig? Deurdat julle sê, die tafel van die Here is veragtelik. Maar julle mag van ver lees, van die offers,
wat gebring is in die Here, blinde en lamdiere en siekdiere, nê. Dis veragtelik vir die Here, nê, om siek en lam en dooie diere na die Here te bring. Okay. Nou hier in Maleagi 2, hier is ons nogal 'n paar stukke wat ek uitgehaal het, maar dis die straf oor die priesters aangekondig. Maleagi 2. En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod. As vers 2. Maleagi 2 vers 2. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Vers 3. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig, en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra. Vers 4. En julle sal gewaar word, dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Here van die leerskare. Vers 5. My verbond met hom was die lewe en die vrede, en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my gevrees en vir my naam gebewe. Julle moet maar gelees daar wat in Maleagi staan. Maleagi 2 vers 7. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond moet onderrig soek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. So daar is 'n waarskuwing vir die priesters. Uit jou mond moet onderrig gesoek word, want jy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Is dit wat die dominees en priesters en die pastore en doen, is dit? Nee. Vers 9. Maleagi 2 vers 9. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my weë nie hou nie, en partydig handel by die regspraak. Maleagi 2 vers 10. Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Maleagi 2 vers 10. Het God ons nie almal, het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Dan Maleagi 2 vers 17. Julle vermoei die Here met julle woorde, nogtans vra julle, waarmee vermoei is hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg?
Gaan lees daai stukkie weer, Maleagi 2 vers 17. Nou hier in Maleagi 3 vers 6 is daar bewys. Maleagi 3 vers 6 sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Sê, ons Skepper vir jou, ek die Here, die Almagtige, het nie verander nie. Hy is, was en sal altyd dieselfde wees. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Jong, daai stukke gaan lees my mense. Ekskuus. Maleagi 3 vers 9. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Maleagi 3 vers 10. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek gaan weer lees. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Vers 10. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Hey mense, kyk, julle moet onthou, Maleagi is die laaste boek van die Ou Testament. Dit is geskryf, voor Jesus, ons verlosser, op die aarde gewandel het, So, toe Jesus nou gebore is, en hier op die aarde gewandel het, as mens, as man, was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Dit is die boek wat beskikbaar was daai tyd, die geskrewe boeke. So daar was nog nie 'n Nuwe Testament nie. So Maleagi is die laaste boek van die Ou Testament, wat geskryf is. En Jesus, hy het geweet van Genesis tot by Maleagi, al die boeke, Esdra, Sagaria, Exodus, Levitikus, die Deuteronomiums, Numeri, en die Spreuke van Salomo, die Hoogliedere, waar ons ook nie oor praat nie, is alles geskryf. En dit is wat die Fariseërs, die Jode en Jesus gehad het, wat geskryf was, oor wie ons almagtige Skepper is. So, die laaste boek van Maleagi, Maleagi 4, gaan ek heeltemal deurlees vir julle vandag, So Maleagi 4 is nogal baie insiggewend vir my gewees, toe ek hierdie stuk lees, Maleagi 4, vers 1, begin met, want, kyk, die dag kom, en het brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles, en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maleagi 4 vers 2. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing
onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel, soos kalwers uit die stal. Maleagi 4 vers 3. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Maleagi 4 vers 4. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Maleagi 4 vers 5. Kyk, ek stuur vir julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Vers 6. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek, die Here, nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Die einde van die Ou Testament. Mense, julle moet Maleagi gaan lees. Dit is die laaste boek van die profeet Maleagi in die Ou Testament. Daar is vir ons waarskuwings in, daar is vir ons verordeninge in, daar is straf vir die goddeloses, daar is waarskuwing man, ja, nee, om terug te keer na die Here van die leerskare. Weet, Israel, soos hy vandag is nie, dis nie die land Israel nie, dit was nog altyd Palestina of Palestine, Palestina. Dit is nie God se mense daai nie. God het 'n volk. As God sê Israel, beteken dit sy volk, nie die land nie. Nie sy land Suid-Afrika nie, nie sy land Amerika nie. Kyk, alles is die Here se, alles, die hele wêreld, die hele skepping is die Here se. Maar hy praat met sy volk. Hy praat met die wat sy naam vrees, die wat aan sy verordeninge klou en glo. Gaan lees dit asseblief my mense. Julle moet 'n geseënde dag hê, né? En wees voorspoedig. Jy weet, ek het julle nie lief nie. God Almagtig, jou Skepper, wat jou geskape het jou lief. Hy is altyd by jou. Hy is in jou, om jou. Orals, everywhere. Man, ek bid vandag, nee, dat julle almal 'n persoonlike verhouding met jou almagtige Skepper Vader, die almagtige Here, die Here van die leerskare sal hê. Wees geseënd my broers en susters. Be blessed. Wees voorspoedig. Geseënde dag vir julle. Gaan lees Maleagi 4. Maleagi van hoofstuk 1 tot 4. Is net 4 boeke man. En so min. En daar so baie kennis daarin. Lekker dag vir julle.